Die gedagte wat die Here op my hart vandag geplaas het, is goed en dis lieflik. Ek ervaar net dit, ek het al so 2 weke wat ek nou voor die Here wag vir hierdie woord, en ek het baie, ek hou van die revelation goed, en ek hou van al die mooi, maar die Here vat net terug my na 1 punt toe. Hy sê, vandag wil ek met die volk praat, hoekom is dit goed en lieflik, vir hulle om my te aanbid. Ek weet nie waar hy gaan in die diens nie, maar ek sê net vanmôre vir julle. As ek net ervaar die hele trant van die boodskap en die hele diens vanmôre. Dit gaan vanmôre oor die Here. Gaan vanmôre oor die Here. Dit gaan nie vanmôre oor onsself nie, die fokus is nie op onsself vanmôre nie. Maar dat die koning van die konings vanmôre, dat hy net bietjie weer iets in ons harte sal inplant. Hoekom het hy ons geskape? Weet jy, ek en jy is vir een doel geskape. Ja, om 'n werk op hierdie aarde te doen om sy koninkryk uit te brei, maar ek en jy is geskape om hom te aanbid. Dit is ons sole purpose in this life. And we're gonna miss that. You were born to prepare to worship him for 1,000,000 and 1,000,000 and 1,000,000 and 1,000,000 years. Ons is geskape vir een doel, en is hom te aanbid. En dis hoekom ek ervaar die Here so dringendheid op my hart geplaas het, om vanmôre hieroor te kom gesels. Dis goed en dis lieflik. En sal die fokus vanmôre wees op die Here. In Psalm 147, it captured me this morning. While I prepare for this message, Psalm 147 just arrest me, it captured me, en julle moet dit, ek kan nie die hele Psalm 147, ek dink daar is omtrent 30 versies, dan kan ons mekaar besig hou tot vanaand. Daar is nie genoeg tyd in elk geval, daar sal nooit genoeg tyd wees as ons van die grootheid van God wil sing en praat nie. En ek wil julle aanmoedig, ek gaan net 1 of 2 versies uit dit uitdeel, maar gaan lees verder dit self. En ek wil julle aanmoedig, partymal kom jy in jou binnekamer en jy ervaar maar, ek het eintlik nie iets om oor te bid nie, maar jou laaste paar psalms gaan oor die grootheid van God, om God te aanbid. Begin net Psalm 147 byvoorbeeld vir die Here te lees, en nou is 3 ure van jou oggendgebed is verby. Hoe die Gees van God jou net kan vat versie vir versie, en jy begin hierdie psalm vir die koning van die konings te lees. Ek sê vir jou, daar gebeur iets in jou binnekamer, daar's 'n atmosfeer wat in jou binnekamer inkom, want hy het 'n behaag in die lofsange, hy het 'n behaag in die aanbidding van sy kinders. En ek wil jou wenk gee, as jy dalk die oggend nie weet nie, sit daai grocery lys maar net een kant, hy weet nog voordat jy gevra het, weet hy alreeds wat jy nodig het. Vat een van die psalms en begin om vir die Here te lees, perikoop vir perikoop, en dat die Gees van God om vir jou oopbreek, en nou, dan gaan jy sê, vrou, ek gaan nie vandag werk doen nie, dis te heerlik hier in sy teenwoordigheid. Gaan dit nie heerlik wees nie? Gaan dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. So ons moet fiks raak, mense, ons moet fiks raak vir dit wat gaan voorlê. Dan gaan net 'n halfuur stilte wees in die hemel. Dis al rustydperk wat jy gaan hê. Dan vir die volgende triljoen, mal triljoen, biljoen jaar, gaan ons hom net aanbid en worship. Dan gaan dit baie meer wees as net die 25. Sien julle uit daarna? Ek is so opgewonde daaroor. Ek is so opgewonde en ek voel net 'n excitement hier in my binneste. So ek moet seker gou terugkom na die boodskap toe. Dis goed en lieflik, hy is aan. Psalm 147 vers 1. Loof die Here. Loof die Here. Kan ons gou die Here loof? Loof die Here. Hoekom doen ons dit? Want dit is goed om ons God te prys. Ek bid so, ek het volgens die Here, dat daar so sinkronisasie tussen u Gees en dit wat u wil deponeer in ons harte vanmôre. Ons gaan hier uitstap, man. Maak nie saak wat met jou op die pad gaan gebeur, wat se brief jy gaan kry, wat in die omstandighede gaan gebeur nie. As daar 'n situasie gaan kom, dan gaan jy sê, loof die Here, want dit is goed om die Here, ons God, te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Maak nie saak wat op my pad gaan kom nie. En dan gaan die duiwel hardloop. Hy haat wanneer kinders van God, hom begin prys, God begin prys. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! How good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting to praise Him.
En ek wil reeds van die begin sê, weet julle hoekom haat die vyand lofprysing en aanbidding? Hoekom moet ons bly bid vir ons aanbiddingsspan? Want die vyand het 'n baie goeie posisie verloor. Hy was die head praise and worship leader gewees. Sy hele wese het bestaan en ek besing die ding nou glad nie. Ek wil hom glad nie probeer niks nie. Julle moet net die konteks verstaan. Sy hele wese was 'n hele orkes op sy eie gewees. God het hom geskape sodat God deurlopend aanbid moes geword het. En toe kry hy hoogmoed en toe hy val. En nou daarom is hy so jaloers. Daarom sal hy alles in sy vermoë doen. En ek kan vir Mac julle vra, as dat die aanslagte wat daar teen die span is, want hy haat dit wanneer die volk God begin loof en prys, want hy het 'n posisie afgestaan en hy wil nie hê iemand anders moet in daai posisie funksioneer nie. Maar ons sal nie buig nie. Ons sal God prys en loof vir wat hy waardig is. Loof hom, prys hom, gee hom die eer. How good, how pleasant, how fitting it is. Sê gou die persoon langs jou, dis goed om die Here te prys. Dis lieflik om hom te prys. En is gepas om hom te aanbid. O, loof sy grote naam. Ek gaan net gou vinnig stil staan daar by 3 woorde. Good beteken pleasant and enjoyable. Morally right. Ek dink partymal wil Mackie hier afstap, hier van bo af en vir elkeen 'n Red Bull gee, wanneer ons God begin prys. Net God begin prys en sê, man, dis goed om die Here te prys, because good means enjoyable, it's pleasant, it's morally right. Come on people, let's praise him. Laat ons begin vloei in die heerlikheid van God. Pleasant beteken a sense of enjoyment. Die Here geniet dit as jy hom geniet om hom te aanbid. Sense of enjoyment, satisfaction and comfort. Nou fitting, wat beteken dit is gepas? Luister wat sê die volgende. It's actions, it's words or attitudes that are worthy and respectful in the act of praising God. He's worthy of it all. He's worthy of it all. Dis hoekom ons dit vanmôre kon gesing het. Ek moet net vinnig gou een of twee waarhede bietjie breek. En ek gaan dalk ietsie met jou deel wat jy dalk voorheen gelees het of besef het. Maar ek gaan 'n paar waarhede net vinnig met julle deel rondom wat prys en aanbidding is, en ek gaan ook later met julle deel die verskil tussen prys en aanbidding. Dit is nogal noemenswaardig om daarna te luister. Ek gaan met julle deel. Iets gebeur wanneer jy God begin aanbid. Iets gebeur in die geesteswêreld wanneer jy God begin aanbid, wanneer jy hom begin prys. Daar's krag in prys en aanbidding, volk van die Here. Ek sê daar's krag en prys en aanbidding. En dit is een van die magtigste wapens of instrumente wat God vir my en vir jou gegee het. En ons besef nie hierdie kragtige instrument van prys en aanbidding wat ons het nie. En dan wil ek ook sommer net prontuit sê ook, of net verduidelik, dat prys en aanbidding bestaan nie net uit die kragtige koöperatiewe byeenkoms van 25-30 minute, hoe die Here ook lei tydens die koöperatiewe byeenkoms nie. Ek wil deurlopend vandag sê, prys en aanbidding is 'n leefstyl. Prys en aanbidding is 'n leefstyl. En daarom wanneer dit meer 'n leefstyl in ons lewe begin raak, wanneer ons dan koöperatief by mekaar kom soos deur God verordineer, dan gaan ons 'n ander dimensie begin ervaar wanneer die span ons begin begelei. Ons is nie net karaoke wat ons doen nie, maar ons het 'n leefstyl van aanbidding. Ons hele lewenswyse is 'n aanbidding. So wanneer ons koöperatief by mekaar kom al hierdie instrumente by mekaar, dan kom al hierdie kom ons noem die instrumente by mekaar, jy vind 'n sinkronisasie plaas, en dan gaan ons dienste te kort begin raak, die tyd te kort begin raak. Weet julle, dit is so. Jonkie Chow, ons sê dit al baie keer hier van die kansel af, hulle met laar aan 'n klok begin lei en sê, okay, ek soek 'n preekbeurt nou. Soos die worship net vloei en die aanbidding net vloei. So dis een van die kragtigste instrumente wat vir ons deurbraak kan gee in ons lewe, maar die vyand wil ons blok. Wanneer 'n situasie voor ons kom, dan sien ons die situasie. Maar ek vertrou vandag, I trust from this day, when any conflict will conflict us, what we will start doing, and say Psalm 147 verse 1, it's good, it's lovely, it's pleasant, it's fitting to praise our God. Jy kry miskien 'n doktersuitslag, jy kry miskien 'n rekening van die bank, maak nie saak wat dit ook al mag wees nie, maar wanneer jy gaan opstaan en jy sien daai situasie, dan sê jy vir daai situasie, hey jy, kom ons sê gou vir hierdie situasie, hey jy, hey jy,
Right, van hierdie oomblik af, enige situasie waarmee jy gekonfronteer word gaan wees, hey jy. Wat sê ons dan vir hom? Weet jy wat? Jy dink jy gaan my bang maak. Wat is daai ding? Mossie maak vir muis bang, of wat is daai rympie wat ons gesê het? Ek sê dapper muis. Nee, hierdie gaan iets anders wees. Miskien kan daar iets wees soos mossie maak vir man bang. Dalk is dit my eie idioom. Fransjo 3 vers 3 idioom wat ek vandag hier skep. Maar ek sê vandag vir julle, daar kom baie keer mossies, dan wil hy ons manne bang maak. Dan wil ons vroue bang maak. Maar ek sê vir jou, ek sê met boldness vanmôre, onder die unksie en die krag van die Heilige Gees, omdat ek weet die God wat ek dien, omdat ek weet dat die God wat ek dien, kan 'n rooi see klief, en die God wat ek dien, kan uit 'n rots uit, stonne en stukke bieke meter water, kan ons God voorsien. By hom is niks onmoontlik nie. Hy hou die heelal in sy hand. Hoeveel cosmopolitan sterrestelsels is daar in die hemel? Hy hou dit in sy hand, en maak nie saak wat jou situasie is nie. Van hierdie dag af, from this day, we will say, hey, you know what? It's good, it's pleasant, it's fitting to praise our God. Hallelujah. Because something happened, people. Something happened when you start praising God. The atmosphere comes into action. There's a connection between heaven and earth. And God starts sending His angels and say, see my child, he's busy acknowledge me, he's praising me, come and interfere and bring a change in that circumstances. Daag jy uit van hierdie dag af. Dat getuig van 'n persoonlike verhouding wat ons met God het. Weet julle, hier so baie wat ek wil sê. Kan ek nie wat aan, hier sit van die bestuur mos hier so. Is dit alright, kan ek maar aangaan tot 2 uur, 3 uur? Is dit reg? Ons maar net 'n baie mooi smiley van hulle, hulle wil niks sê nie. Nee, ek wil net vir julle sê dat hierdie goed, dit lewe in my hart. Want ons kan getuig daarvan. Dit is getuig van 'n persoonlike verhouding wat jy met die Here het. Wanneer jy begin God loof en prys, getuig het van jou verhouding. Wanneer jy God begin loof en prys, dan sê dit vir hom, jy het volle vertroue in hom. Jy het volle geloof in hom. Jou volle geloof is in hom gesetel. Jy vertrou hom met alles wat jy in jou binneste het. Dis 'n bietjie ander dimensie wanneer ons dink aan praise and worship, né? Dis nie 'n kunsmatige handeling om jouself goed te laat voel of ander rondom jou te beïndruk nie. Dis 'n thing out of the heart. Worship, praise, flow out of relationship. Mense, onthou asseblief hierdie goue klein node wat ek in julle harte drop vanmôre. Worship, praise, flow out of relationship. Relationship. Wanneer ons hier koöperatief by mekaar kom, it's out of relationship. Relationship, what we do. En ons as mens, kom ons wees nou eerlik, kom ons haal nou maar gou die vlerke vir 'n oomblik af. Ons geniet dit ook maar partymal bietjie om gekomplimenteer te word. Wie hou nie daarvan nie? Ons het 'n sou, dan help ons jou gou. Ag, kom aan mense, wie hou nie daarvan om gekomplimenteer te word nie? Natuurlik. Mense ook hou daarvan om goed gevoel te laat word. En daar's in wese niks verkeerd daarmee nie. Kom maar nou raak ek gou weer 'n sensitiewe area, jy post iets op Facebook en dan elke so 2 minute. Nee, daar's nog nie baie likes nie. Kom daar nie likes nie. Kom maar dit gebeur nie by Shalom in Montana en Pretoria nie. Dit gebeur daar in Kaapstad iewerste, né? Is dit so? Ja, kom aan mense, is dit nie so nie? Jy sit iets op 'n WhatsApp groep en dan daar's net 1 like en daar's net 1 smile, maar dit was al so powerful geweest. Weet jy wat sê ek daardeur? Ek sê dit in 'n mooi gesindheid. Die mense innerlike wese soek ook maar erkenning. Nou hoeveel te meer God, en ek gaan vir julle vanmôre iets lees daaroor. Baie keer wonder hulle miskien, maar hoekom sê God ek moet aanbid word? Nou God bly onveranderlik. Luister baie mooi wat ek nou gaan sê. God ly nie aan 'n fobie of 'n identiteitskrisis of 'n minderwaardigheidskompleks as jy hom nie aanbid nie. Luister baie mooi. Hy bly God, hy bly onveranderlik. Ek wil so ver gaan om te sê of ons hom nou aanbid of nie, hy bly God. Sy karakter kan nie verander nie. Hy is wie hy is. En daarom wil ek blou willebees poepe en skoors kry as ek op Facebook ergens sê, like if you agree with the following and Jesus will answer your prayer. Twak. Is Jesus afhanklik van 'n Facebook opmerking? If you like that, Jesus will break through in your life. Ja, ek is nou op die lig, anders het ek nou ander goed hier gesê.
Nee, Jesus wag nie vir jou Facebook. Ag, Fransjo, asseblief, gaan op Facebook vanmôre, gaan like tog net wat jy daar gesien het, want ek wil jou bless. Nee, hy is God, hy wil jou in elk geval seën. Prys en aanbidding. Daarom moet jy vanmôre hierdie sleutelgoed, hierdie sleutelwoorde hoor vanmôre wat die Here wil sê. Prys is daar vir jou, prys en aanbidding is daar vir jou en my as 'n middel, as 'n medium om God te erken vir wie hy is en wat hy doen. Luister weer baie mooi. Prys en aanbidding is 'n instrument of 'n medium of it's a way. In English we can say it's a way to acknowledge God, om vir hom te sê, to acknowledge God for who he is and for what he has done for you. Want ons het nie altyd woorde nie, soos vanmôre wat ons gesing het. Lord, I don't know how to express it, but you are worthy of it all. Want jou aanbidding is vanmôre, wat het ons vanmôre gesing? Day and night, let it be a sense that it flow up to his throne. En God wil dit is hoekom vir ons 'n lewenswyse moet wees, 'n lieflike geur, wat aanneemlik is vir hom, wanneer hy dit opneem. En hy reageer op die demonstrasie van sy grootheid. Aanbidding is 'n reaksie wat ons demonstreer op sy grootheid. Daarom is dit gepas. Nou luister gou die volgende. Prys en aanbidding is vir God 'n getuie of 'n manifestasie dat jy met hom in verhouding staan. Ek gaan dit oor en oor sê. Wat is dit? Herhaling is die moeder van begrip en die vader van wysheid. Aanbidding is 'n lewe van 'n verhouding wat jy getuig met die Here. En die Here, vir God is dit 'n wyse van 'n getuie of 'n manifestasie dat jy met hom in verhouding staan. Ek doen dit nie uit dwang nie. As die span die voor sê, kom ons lig ons hande op, dan is dit 'n aanmoediging. Dis eintlik 'n aansporing. Doen dit uit verhouding uit. Julle doen dit nie bloot omdat die span sê ons doen dit nie, maar ons doen dit omdat ons in verhouding met hom staan. Ek lig my hande op, ek buig voor hom omdat ek in verhouding met die Here staan. En ek glo wie hy is en wat hy kan doen. God se hele wese. En dit is hierso wat ek nou net die punt wil saamvat, dat ek sê dat God lei nie aan 'n fobie of 'n minderwaardigheidskompleks nie. God as wese, sy hele wese bestaan daaruit. Hy is so geskape. Die Godheid is 'n Godheid van aanbidding. Dit is net wie hy is. Sy hele wese is net, hy is aanbiddingswaardig. Dis hoe hy gemaak is, nie is omdat hy sekere goedjies gedoen het nie. God se hele wese, waar God ook al vandaan kom, ons sal dit eendag uitvind, maar God se hele wese is net, hy's 'n wese wat aanbid moet word. Sy hele wese is aanbiddingswaardig. En daarom wil God sy mense aanmoedig en sê, aanbid my, ek gee vir julle 'n kragtige instrument. As julle my grootheid erken deur julle prys en deur julle aanbidding, dan release ek iets in julle lewe. Dis hoekom die 24 ouderlinge, gaan lees maar weer in Openbaring, die 24 ouderlinge, 24/7, hulle sit op hulle troon. Ek dink daai manne moet baie fiks wees. 24 ouderlinge, heeldag, hulle sit op hulle troon, dan sê die woord van die Here, hulle klim af, hulle buig voor hom neer, en hulle werp hulle krone voor die Here. Vir 24 uur per dag. Hoekom? Want hy is aanbiddingswaardig. Die hele wese van God bestaan daaruit. Hy moet aanbid word. En daarom het die Here vir jou en vir my 'n tool gegee. Daarom het die Here vir my en vir jou hierdie kosbare lering gegee. Wanneer ons dit begin toepas, dan reageer hierdie aanbiddingswaardige God. Hy is so lief vir ons dat hy wil hê vanmôre dat ek en jy moet weet en verstaan wat is die krag van lofprysing en aanbidding, sodat hy kan reageer en in ons lewens betrokke raak. Is julle nog met my? Kom ons kyk gou vinnig, die verskil tussen prys en lofprys en aanbidding. Maar ons gaan ook nou nie gecast en konkreet wees nie. Ons gaan nou nie sê, ja, as ek nou besig met prys, nee, ek mag nie prys nie, want ek het gehoor, prys gaan nie daaroor. Nee, as ek nou besig met aanbidding, nee. Ek wil net 'n paar beginsels net vir julle demonstreer, waaroor gaan prys en waaroor gaan aanbidding. What is about praise? Prys gaan gepaard met singing, shouting, dancing, musical instruments. So die instrumente wat die voorspeel gaan nie oor worship nie. Nee. Dit gaan net typies daarvan. Prys is uiterlik singing, shouting, dancing. Dit is iets anders. Julle sal nou verstaan wanneer ek die gedeelte oor worship vir jou verduidelik. Dit is 'n blye waardering en erkenning
en danksegging van God se wonderdade. Prys gaan oor danksegging oor God se wonderdade. Het julle hom so? En jy kan in ander verhoudinge ook prys toepas. Ons kan mekaar ook prys. Ons kan mos, nee, maar ons kan nie dit doen. Nee, ons kan mekaar prys. Ons kan maar sê, ek hoor julle het so goed gedoen met die Roof of Africa. Man, julle is 'n brilliant span. Julle maak 'n goeie span uit. Daai Marokko het die ding gedoen. So wat is ek besig om te doen? Ek prys hulle, want hulle het goeie dinge gedoen. Dis baie belangrik dat jy hierdie gedeelte nou sal verstaan. Prys gaan oor die wonderdade, the good deeds of what God has done. Praise is not just a duty, it's a delightful privilege. It's a delightful privilege. So daar's niks fout as die Here vir jou iets wonderlik gedoen het en wonderbaarlik nie. Hardloop daar om jou swembad, prys die Here, loof hom, vat 'n gitaar, al kan jy nie 'n noot druk nie, slaan hom maar die note sal reg uitkom met die hemel, G plus en G minor en H, wat ook al sal reg by die Here uitkom waar dit moet uitkom. Merk jy sal my seker nou na die tyd mooi leer waaroor dit werklik gaan. Maar doen net iets, vat 'n simbaal. Loof hom met die trommel, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Loof die Here. Loof die Here. Merk jy, ek het seker nou in G gesing en toe slaan ek oor na E en toe in D en F sharp, maar uit oorgekom, nee. Weet jy, dis ons lewe moet dit wees, man, kom aan. Kom ons kry klaar met hierdie 5:45 gesigte as kinders van die Here, of hierdie 6 uur gesigte, ekskuus man, hierdie 6 uur gesigte, stel reg, jy rug, stel net gou reg. Kom, laat ons smile van oor tot oor, man, dis net jou ore wat moet keer. Ons het rede om die Here te prys. Nie van die, it's not due of the circumstances, but God is greater than our circumstances. Kom ons gaan vandag anders ons gaan met 'n ander mindset uit hierdie plek uit vandag. Nou kyk die belangrikheid rondom worship. Hierdie was vir my so profoundly. En my waarneming as ek deur die woord van die Here gaan, plaas die woord van die Here meer klem op worship dan prys. Ek los dit net daar. As jy mooi gaan kyk, plaas die woord van die Here baie meer klem op worship, want dit gaan uit verhouding, prys ook uit verhouding uit. Worship verg volle beskikbaarheid van jou emosies, jou wil en jou intellek. That's worship is total surrender. You surrender your emotions, your will and your intellect. So forget about yourself. Concentrate on Him and worship Him. Is dit nie wonderlik nie? Eintlik Mackie moet ons elke diens begin met sê, we have come into this place to gather in His name and worship Him. Worship Him, Christ the King. Oh, kom ons loof die Here net vir 'n oombliekie. Kom stel daar waar jy sit, steek net bietjie net jou hande op en sê, Here, U is wonderbaar, U is die koning van die konings, Here van die leerskare is U. Halleluja, dankie Jesus, dankie Gees van God, dat U ons harte nou so ontvanklik maak, vir wat U nou met ons deel. So worship is all about surrender your emotions, your will and your intellect. En ek sê dis uit opregtheid, ek het al mense gesien wat hulle verloor het in die Here. En ek wil ontspan net vanmôre weer komplimenteer, because give compliments where it is due, that I can sometimes experience how the Spirit of God just come upon them, and they lose themselves, yeah. En ek sê vir hulle, Mackie, julle moet dit doen, julle kan gaan. You must go for it, Mackie. Just lose yourself, the rest will follow. The rest will follow. Ons hoor Pastoor Lorenz se hart, terwyl ek sy naam noem, ek maak ook verskoning, hy is vanmôre in Littleton, besig met die 10de Shalom campus wat geplant word. Hulle is vanmôre in Littleton, maar hy is vanaand weer hier. Maar Pastoor Lorenz se hart, jy hoor dit, wanneer ons met ons leierskap praat, Heilige Gees, ons vra dat U sal inkom, Holy Spirit driven ministry that will take place in this place. En ons gaan reg kry deur worship. Worship kom uit 'n dieper geesdimensie. En luister baie mooi, ek het dit in rooi ingeskryf. It's only reserved for God.
Kom, jy moet nou mooi luister. En daar gaan ek nou dinge sê, en ek wil nou nie Pastoor Eddie punt 2 vers 2 wees nie, maar ek wil amper sê, daar konfronteer ek jou met iets. Aanbidding is net gereserveer vir God. Jy moet vanmôre 'n mind change kom. Jy mag geen mens aanbid nie. Jy mag geen ander ding aanbid nie. Aanbidding is vir God alleen. It's reserved for God alone. En ek weet ons sê dit as mens, en dit is, jy gaan nou nie hel toe daaroor nie, maar ek aanbid die grond waarop my vrou of my man loop. Kom ons kyk na hierdie woorde. Kom ons kyk na hierdie tipe woorde. Ons admireer mekaar, dit is wat ons doen. Maar die woord van die Here is duidelik, niemand anders mag aanbid word nie. Baie insiggewend, die eerste 2 gebooie. Nou is ons weer terug by die 10 boeye in die wet. Nee. Die 10 gebooie is 'n baie belangrike riglyn wat ons nog steeds kan volg in ons verhouding met die Here. Die eerste 2 gebooie, the first 2 commandments, the first commandment say, you shall have no other gods before me. You shall have no other gods before me. En 'n verduideliking daarvan is, worship only the one true God. Dis hy alleen wat aanbid moet word. Niks anders moet aanbid word nie. Al het die Springbokke gisterand 730-0 verloor, ek sal hulle nie aanbid nie. Ek sal hulle erken en sê, wow, great done, haal net jou oë, vinger uit ouens se oë uit, maar nogtans, I will only worship him. Worship him, Christ, the King, the Lord of glory. I will bow before you, Lord. Lord, I stand proxy for this church this morning for Shalom. Shalom will only bow his knees before you alone, oh God. You are the God of this city. We acknowledge you, Lord, as the only God of Shalom. You are the head of this church, and we worship you for that. Kashakoto shekebergendiasu. Ketababosutukutovendiente. Daarom weet ek dat onze God, hy veg vir ons. Julle gaan vanmôre verder weer hoor oor die onderhandelinge van hierdie grond die langs aan. Ons God is groot en aanmagtig. En daarom aanbid ons hom vanmôre. Niks is by hom onmoontlik nie. Ons gaan hom prys vir sy wonderdade en vir wat hy gaan doen die langs aan. Gaan ons aanbid vir wie hy is. The second commandment, you shall not make idols. Julle het mense, Jesus weer 'n lekker preek op sy idol. Wat se idols is daar in ons lewe? Kom ons los dit net daar. Laat die Gees van die Here met julle praat. You shall not make idols, avoid idolatry or worshiping images. Ek los dit net daar, ek voel amper ek wil aangaan met goed, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Wanneer jy in aanbidding is, vergeet van jouself, jy verneder jou voor God, is 'n totale oorgawe, en ek kan herhaal weer, aanbidding is, jy aanbid God vir wie hy is. En nou mense, wil ek julle regtig aanmoedig, it's gaan about relationship. Out of relationship, you will know the full character of God. Die woord van die Here sê dat die Gees van God leer ons oor wie Jesus is. Ek wil u aanmoedig, u stilte tyd, u verhouding met die Here, leer meer oor die karakter van God. Hy is Shalom Adonai, hy is Shalom Jireh, hy is Shalom Nissi, en hy is soveel name vir die Here, sy karakter is oneindig. En wanneer jy in aanbidding gaan, en jy begin net hierdie name vir hom te noem, Here, u is almagtig, u is die groot geneesheer, u is die lelie van die dale, die blinkmôre ster, ervaar julle terwyl ek dit sê, something's lifting in the spirit already, something changing in the spirit, and that is what worship is all about, is vir wie hy is, nie vir wat hy doen nie. Maar daar is 'n kombinasie, dit vloei. Dis hoekom ek sê, ons moet nou nie gesegmenteerd raak, okay, nou is ek met prys, ek moet nie prys nie, ek moet worship. Dit sal net vloei. Ek reitereer maar net 'n paar beginsels rondom prys en worship. Dis 'n gesindheid van die hart, dis 'n deurlopende leefstyl. Dis nie net 'n sigbare, dis nie net 'n uiterlike sigbare demonstrasie nie. When we lift our voices in worship, we align our hearts with God's goodness, it transforms our perspective and filling our lives with joy when we worship God. Wanneer is dit goed en lieflik en gepas? Ek vertrou deur die krag van die Heilige Gees, dat iets word gedeponeer in ons hart, en dit gaan 'n verandering bring
wanneer ons weer oor hierdie dinge gaan besin, wanneer jy weer in jou binnekamer gaan begin inbeweeg, dat die Gees van God hierdie dinge net weer sal terugbring na jou toe. Wanneer is dit goed en lieflik en gepas? En as ek werklik moet in detail ingaan, wanneer is dit goed en lieflik en gepas, dan gaan ek vir julle besig hou tot vanaand, want daar is so baie redes, wanneer is dit goed, lieflik en gepas. In die eerste plek, dis 'n leefwyse. Ek herhaal dit weer, dis altyd goed, lieflik en gepas. Nou wil ek jou uitdaag, manne en vroue, ons is mos baie lief vir mekaar. Maar as vroukie nou nie partymal met jou saamstem nie, jy kan nie eens tot 10 tel nie, jy kom net by 3 en jy wil klaar ontplof. Maar aan die ander kant ook dieselfde. Enige situasie, ons verhouding onder mekaar, as jy nou voel, Here, gee my nou genade nie krag nie, want anders gaan ek, ja, kom aan, ek weet, dit kom, gebeur dit nie in hierdie huwelike nie, dankie Here. Enige verhouding tussen mekaar, as dit begin gebeur en sê, Here, ek kan hierdie saak hanteer nie, maar nou op hierdie oomblik, dis lieflik en dis goed en dis gepas om u eerder nou te prys. En jy begin die Here te prys. En nou as jy omdraai, staan jou man of jou vrou hier agter jou met 'n bordjie koek en tee. Dan kan dit gebeur, of is daar ander beradingsbeginsels? Marinda, julle, of is daar ander goeders wat gedoen moet word? Hanlie is nou weer baie neutraal. Heerlik het hulle slim hierdie beraders, hoor. Wie sê dit kan nie werk nie? Ons sit met getuienisse, ek en Marinda al met huwelike gewerk, en julle beraders ook, wat hulle net God begin erken, deurdat jy God net begin erken, en betrokke maak in jou huwelik, dis 'n deel van lofprysing en aanbidding. Dan kom God en hy verander omstandighede. When they walk around the walls of Jericho, dus ek wil iets begin sing hier, maar ek weet nie of nou F-sleutel, wat is sleutel nie. Maar daar is een of ander lied wil sê, when we walk around the walls of Jericho. Wat is dit wat die mure laat val het? Toe hulle op die 7de dag, hulle die trompet begin blaas. Wie het voorgeloop? Die kanoniers. Wie het voorgeloop? Die praise and worship span. Ek sien vir Mackie, hulle daar loop hulle voor. Ons stap om hierdie mure van Jericho, en hulle begin God te prys. En die volgende, ons was in Israel, die mure is in die grond ingedruk. Dis die God wat ek en jy dien. Hy het sy hand, hy het sy engele gestuur, en hulle die mure in die grond ingedruk. Is daar mure vanmôre in jou pad? Is daar mure wat jy nie vanmôre kan deurbreek nie? Ek sê vir jou, begin met praise and worship, en die volgende oomblikke sal God se engele stuur, en hy sal die mure vir jou in die grond indruk. Ek sê dit weer. Begin God te prys en sien hoe druk hy mure in die grond in. En jy gaan deurstap en hulle het geroof, hulle het gevat daar binne, skatte en wat hulle ook al wou gevat het. Kom aan, jy moet vanmôre iets besef. Ek geniet hierdie boodskap verskriklik vanoggend, want dit is vir my van soveel waarde. Amen. In tye van kettinge en boeye is dit goed om die Here te prys. Ek wil nie die hele Handelinge 16 vers 26 tot 35 lees nie. Maar toe Paulus en Silas in die tronk was, baie mense sê Paulus en sy vroukie Silas. Dit was 'n mede-apostel gewees, hoor. Toe Paulus en Silas in die tronk was, kyk nou baie mooi, lees gou 'n bietjie, kom ons doen gou 'n bietjie net bietjie ontleding van hierdie woord. Kom ons segregeer hom net so 'n bietjie. About midnight. Dis nag, dis donker. Dis daar koud in die winter gewees. So ek gaan so 'n bietjie dramatiseer. Midnight, Paul en Silas were praying and singing. Middernag, daar is 'n kers wat brand nie. Is jou moeilikste. Wat sê ons altyd as ons in moeilike situasies is? Dis nag, Nella. Dis nag. It was midnight, worst time of the hour of the day, and they were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Weet jy, wanneer jy God begin prys, dan reageer ander goed rondom jou. Die atmosfeer reageer. Daar's ander goed wat begin hoor, wanneer jy begin God prys en begin loof. As jy in 'n vergadering instap, of in 'n situasie instap, en jy's met blydskap en met prys in jou hart, jy lig almal sommer in. Maar as jy in 'n geselskap instap, weet jy, gaan nou weer vandag so met my kar het weer gebreek, die yskas het omgeval, die kat het die hond gebyt, en toe by die muis die kat, en weet jy, ons kan met al hierdie goeders, kan ons, yes, like, en sommer nou sit almal sommer net so. Kom aan, is dit nie so nie? Wanneer jy begin ander te luister,
And then, after 24 days and 30 nights, there was such a violent earthquake. Iemand het nie saam gelees nou nie. Suddenly, daai verrassingselement, ek het dit nie geantisipeer nie. Suddenly, there was such, die Bybel sê nie, 'n sagte brrr. There was suddenly violence. Right, nou is almal wakker en by. There was a violence. Ek wil nie die wêreld so goed inbring nie, maar ek wil ewesklik sien ek hoe die bokke gister daai wallis geskram het. Hulle het hulle geskram, man, dat hulle tot. En ek dink dis wat in die geesteswêreld begin gebeur. As jy God begin prys, nou, is daar 'n violent earthquake. It was so intense that the foundations of the prisons were shake. Dis die naaste wat ek nou in shake kan begin kom. Maar dink jy net in, wanneer so violent earthquake plaasvind, dat die fondasies, dis nie die mure wat die boos op klikkie maak nie, tot in die fondasie in, is hy fondasies geskit. Kom kind van God, jy moet vanmôre hoor, as jy hierdie boodskap jou eie maak, jy begin God te prys, you start singing hymns unto God, he will come down with his angels, he will shake the foundations of your circumstances, hallelujah. Praise God. At once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Ek dink was julle eerste twee liedjies ook wat julle vanmôre gesing het, ons erns van chains came loose. And then the chains came loose. Kinders van die Here, ek wil vanmôre vir julle sê, nie een van ons het geen rede om ons deur omstandighede te laat manipuleer nie. Come on, child of God, sons and daughters of God, we have no reason that we should be manipulated by our circumstances. Child of God, son and daughter of God, none of us have any reason that we should be manipulated by any circumstances. Kinders van die Here, nie ek of jy het enige rede om toe te laat dat omstandighede ons hoef te manipuleer nie. Stem jy saam? Natuurlik stem jy saam. Nee, jy het 'n kragtige wapen. Oh, jy het 'n wapen. Oh, this warfare is not ours. The battle doesn't belong to you, but it belongs to the Lord. All you want is your worship. Ek begin nou te land, maar daai land is partymal 30 minute voor die tyd, as jy ladies and gentlemen, beheer nou al die goed, ons gaan nou land, hoor. Nee, ek kom op die einde van my boodskap. Wat is hierdie attribute van God, waarvoor ons hom moet aanbid? Paar attribute, ek gaan net 2 noem. Daar is so baie, ek kan vir u, daar is oneindig baie. Ek wil graag net op 2 wil ek gou fokus. My tweede laaste slide. Haggai 2 vers 7, ek wil net sê daai Acts 16 vers 2, dit moet eintlik Haggai 2 wees. Haggai 2 vers 7 en 9 sê vir ons die volgende, want Psalm 147 vers 2 sê vir ons, die Here bou Jerusalem op, hy versamel. Ons kan God aanbid because he builds and he gathers. Dis een van die redes, die God wat bou. Kyk wat gebeur in Haggai. I will shake all nations. Dis hoe ernstig God is om vir jou te versamel, om vir jou te herstel. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come and will fill your house, whatever need it might be, with glory, says the Lord God Almighty. When you start to worship Him, when you start to praise Him, He will shake nations. He will send the riches of the nations to you, so that your house can be filled with glory. The silver and the gold is mine. Weet jy, al kom jy net vanmôre en jy sê, Here, hier is omstandigheid, maar die goud en die silwer behoort aan U, en ek erken U daarvoor, die goud en die silwer behoort aan U. The glory of your present house, of your circumstances. I prophesy over people this morning. The glory of your current situations will be greater. Your house will be greater than the glory of this former house. Die situasie wat jy nou in is, het God vir jou 'n groter heerlikheid in sig. Moenie bly waar jy is nie. Ek wil dit vanmôre vir mense sê, don't stay where you are. Moenie bly nie. Daar's 'n toekomstige heerlikheid wat God vir jou instoor het. And in this place I will grant peace, declares the Lord God Almighty.
En dit is wat lofprysing en aanbidding bring. Ons het vanmôre ook gehoor van hy is omnipotent, hy is omniscience. Ons kan daarvoor aanbid, want dit is wat vers 7 vir ons, vers 5 vir ons sê, God is groot, ryk aan krag, sy verstand is oneindig. Wat is omniscient en omnipotent all about? Dis die Here wie ons vanmôre aanbid. Since he's omniscient, he know about every plot before it even unfolded. Yes. Het iemand dit gehoor? Ek weet die dag het verder gevorder, is amper nag, maar luister, byt net vas vir 2 of 3 minute. Luister vir hierdie vanmôre, hierdie is kosbare klein node wat jy moet vir jouself vat. Since he's omniscient, hy weet alles, daar's niks wat God nie van weet nie. Hy weet van jou klein pinkie se toonhaal wat jy gisterand afgeknip het, jy het hom skeef afgeknyp en hy groei binne in jou toon in. Hy weet van dit ook. En ek sê dit met respek, net om iets te demonstreer. Since he's omniscient, he know about every plot. Hy weet van elke plot en elke plan van die vyand wat hy teen jou beraam. Hy is nie onbekend nie. God is all-knowing with complete, infinite knowledge of all things, past, present and future. Weet julle, ons moes eintlik, hierdie hele gemeente moes nou van hulle stoele afgeval het. Wow, dankie Here. Ek sê dit by wyse van spreuke, net om te besef dat God weet alles, hy's infinite, he's got infinite knowledge of all things, past, present. Here, hoor u my dan, en ek weet partymal sê ons dit uit desperaatheid uit. En God gaan nie kom met 'n straal uit die hemel en net jou doodslaan nie. Dis partymal uit desperaatheid. Maar as jy dit na God roep, dan weet ek hy antwoord en hy sê vir jou, I am omniscient, I am omnipotent. Ek weet alles, die past, ek weet wat gaan oor 20 dae met jou gebeur. Vertrou my net, sê die Here. God is all-knowing. Dan gaan ek oor na die laaste skrifgedeelte, die laaste slide. Dankie Mac, julle. Een van die groot belangrikste redes hoekom ons God wil ook aanbid. Een van die grootste redes hoekom dit belangrik is om God te aanbid. En dit gaan terug. Weet jy, ek wil vanmôre begin uitbrei het, want die Here dit ook op my geopenbaar, maar dit is nie nou gepas nie. Kom laat ons mense maak na ons beeld. Mense, wie se wese ook bestaan uit aanbidding uit. Psalm 22, vers 3, die Engels, die Afrikaans is 4, en as die NIV sê hom in 3. But you are holy, O you who are enthroned in the holy place where the praises of Israel are offered. Ek gaan nou weer, net 'n bietjie eksegesie hierop doen. Tog is u die heilige wat woon onder die lofsange van sy volk. Wat die eerste skrifgedeelte vir my mooi sê, who are enthroned, met ander woorde, waar hy sy troon wil kom neersit, waar hy sy troon wil kom vestig, waar hy wil heerskappy kom oefen, kom uitoefen in jou lewe, is die volgende, when you are praises him, dan wil hy onder jou kom woon. God is 'n verhoudingsgod. Hy die rede waarom ons God aanbid, hy wil onder sy kinders kom woon en in verhouding met hulle staan. Ek wil hê dat u nou nie hierdie slotgedeelte nou moet mis nie. Tog is hy die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Hy wil woon, hy wil sy troon kom vestig, hy wil sy troon kom heerskappy laat voer in jou lewe. Hy's die koning van my hart, hy's die liefling van my siel. En wanneer ons God begin prys, dan laat jy hom toe, dat hy op die troon van jou hart kom sit. En kom aan mense, daar waar God instap, daar waar toe Jesus op die aarde gewandel het, wat het daai varkdemone gemaak en gesê, asseblief moet ons nie kom martel nie. Jesus het niks vir hulle gesê nie, hy het nog nie sy woord gered nie. So ons moet nie nou ons martel nie, asseblief stuur ons in daai klomp varke in. Kom aan, hy wil in ons woon, his presence need to be in us, to dwell in us. Dit is met een van die belangrikste skrifgedeeltes vanmôre. Wanneer jy God begin woon, dan kom God met sy heerlikheid, met sy genesingskrag, met sy voorsiening, met sy vrede, met sy wysheid, met sy insig en sy volle karakter. Hy kom sit op jou troon. And then the battle is not yours anymore, but the battle is the Lord's.